Hi Gillies, dit is jaar 2 haarkappery vir kwartaal 4. Kom ons gaan gou saam deur die leerpapier. Okay, so eerste wat baie belangrik is wat jy al in jaar 1 al begin doen het, is veiligheid. So wat baie belangrik is hierso is jy moet weet die teken, die kleur en wat hy beteken. Byvoorbeeld die rooi ene met die diagonale lyn deur, jy altyd weet beteken stop of moenie of jy mag nie. Dan verpligte 8 sê is die sirkeltjie, so as jy hom sien beteken dit jy moet doen wat dit sê. So as daar 'n brilletjie op is, moet jy 'n bril dra of handskoene of 'n harde hoed of skoene. Ons baie van hulle onthou net dink net terug aan wat ons in die klas gedoen het. Dan 'n waarskuwing is die geel driehoekie en dit is pas op, daar kan dalk gevaar wees. So dit is pas op as hulle die vloere was of daar is die vuur of die forklift. So dit sê nie jy gaan seer kry nie, hulle sê net pas op as jy nie mooi oplet nie, gaan jy dalk kan seer kry. Dan die groen ene is oor veilige kondisies. So dit is soos jy ontsnaproete, as die skool afbrand of so, dan is daar pyltjies waartoe jy gaan. By plekke is daar wat sê gebruik die trappe, moenie die lifts en goed gebruik nie. So hy wys altyd vir jou waartoe om te gaan of daar's noodhulp of kom by hierdie plekkie bymekaar. Dan brandveiligheid is 'n rooi ene en hy het gewoonlik daai witterige vlamme aan die kant wat sê daar's 'n brandblusser of daar's 'n kombers of daar is 'n leer of 'n telefoon of so, maar dis enigiets met brand te doen. Okay, dan op jou volgende bladsy of nee, ekskuus, daaronder staan die onderhoud met die werkgewer. Onthou, ons begin nou werk, so jy moet altyd onthou dat jy betyds is vir jou afspraak, skoon en netjies aangetrek is en dat jou hare, klere en naels versorg lyk. Dan gaan net mooi deur die areas van die salon. Dit het jy ook in jaar 1 gedoen. Dit is net so 'n vinnige refresher. Ek vra gewoonlik nie te veel oor die areas nie. Okay, dan op jou volgende bladsy is dit 'n stilering. Okay, so 'n stilering is belangrik en hy's 'n paar keer op hierdie leerpapier. So dit sê hare wat geshampoo is en gelaat word om natuurlik droog te word, is bekend as alfa-keratin of in sy alfa-keratin toestand. Wanneer jy hare shampoo en dit dan droog maak in 'n styl wat dit strek, staan dit bekend as beta-keratin. Dit sal teruggaan na alfa-keratin wanneer die hare bevochtig word deur vog in die lug soos 'n badkamer wat stoom. Okay, so onthou nou as jy hare was en jy los dit net so, is dit alfa en as jy dit droog plaas met 'n haardroër of so, is dit beta-keratin. Belangrik daai een. Dan volgende, hierdie is ook baie belangrik en ek vra dit gewoonlik. Velleshare is kort, fyn, ongepigmenteerde, wat beteken dit het nie regtig kleur nie, dis gewoonlik deurskynend reg, en donserige hare wat op jou liggaam verskyn. Dis soos haartjies wat op jou gesig is en op jou ore en vir party mense op hulle arms, op jou maag. Dan terminale hare is die lang, growwe, gepigmenteerde hare, so hulle het kleur. Is gewoonlik jou donker hare. En dit kom gewoonlik op jou kopvel, op jou bene, arms, onderarms voor. Haartekstuur is die dikte of deursnee van 'n individuele haarstring. So dit kan fyn, medium of grof wees. Digtheid het hy aan hoeveel hare op 'n persoon se kop is. Haardigtheid kan geklassifiseer word as laag, medium of hoog. Onthou digtheid, jy vat 'n blokkietjie op die kop en jy tel hoeveel haartjies daarop is en dit is of dit, dan sê jy, is daar min hare, medium hare of baie hare en dit is wat die digtheid bepaal. Okay, dan porositeit is die vermoë van die hare om vog te absorbeer. So dis of jy die hare vat en jy trek dit terug en jy kyk as daar baie terugtrek is dit is dit goed, maar dis dan jou hare eintlik in 'n slegte toestand. Of as jy hare bietjie afsny en jy gooi dit in water en jy kyk of dit dryf en of dit in die medium gaan en of dit sink. Elastisiteit is die vermoë van hare om te rek en terug te keer na sy oorspronklike lengte. Onthou, nat hare rek
en droë hare nie so baie nie, hy kan tog bietjie rek, so jy vat die hare en jy trek hom bietjie, hy moet bietjie kan trek en teruggaan, hy moenie opkrul of so iets nie, dan weet jy hy het goeie elastisiteit. En dan poree word gebruik om die klein opening in die vel te beskryf, waarin olie en sweet die oppervlak bereik vanaf hul onderskeie kliere. Okay, dan die kleurwiel, moet jy al teen hierdie tyd nou baie goed ken. Primêr, sekondêr, warm en koel is die kleure wat ons doen en wat ek gewoonlik een van hulle vra in 'n toets. Dan shampoo en conditioner. Onthou, conditioner se Afrikaanse naam is opknapper. So onthou, hoekom het ons shampoo? Shampoo maak die hare skoon, van vet en sweet en produkte wat daar sit en stoffies wat in die lug is, maak dit skoon. So wat shampoo doen is, hy maak al die cutikeltjies oop, daai seepies gaan in jou hare in en hy maak dit skoon. Conditioner word weer gebruik om jou hare glad te maak. So hy maak al daai goedjies wat jy oopgemaak het, maak hy nou weer toe om die hare lekker smooth te laat voel en te laat lyk. Voordele van massering, dit verbeter jou bloedsirkulasie, dis ontspannend en dit aktiveer jou kliere. Die definisie van termiese stilering, dit beteken om hitte te gebruik om jou hare te stileer. Want termies beteken hitte. Okay, so in Engels is dit 'n thermal, sê maar iron, so dit is 'n warm yster. Okay, so termies beteken om enige iets met jou hare met hitte, soos 'n straightener of 'n haardroër of so. Okay, dan droogblaas, voorsorgmaatreëls. Moenie die haardroër direk op die kopvel hou met hoë hitte nie, dit kan dat die kopvel brand. Moenie die haardroër te lank op een plek op die hare hou nie, die hare sal beskadig word. Jy moet eers jou hare mooi laat afkoel voordat jy dit kam. Maak seker dat die kopvel eers en die hare naby aan die kopvel eers droog is en dan die hare. Moenie te veel van enige produk op die hare sit nie. Moenie te veel aan die hare raak terwyl jy dit droog maak nie, want onthou daar's olie en vuil op jou hande, so nou maak jy die hare weer vuil. Sny die hare behoorlik nou en dan vir 'n lekker knippie en oorweeg gesigvorms, haarvorms, haartoestande en profiel elke keer as jy die persoon se hare blaas, dat dit nou nie in 'n kroontjie gaan sit of snaaks in 'n gesig hang nie. Aan HIV en vigs gaan ek ook vlugtig deurgaan. Vigs is verworwe immuniteitsgebrek sindroom en dit word veroorsaak deur die HIV virus. Ons het in die klas deurgegaan hoe kan mens vigs kry en hoe kan jy nie vigs kry nie. Dis gewoonlik die meeste waar ek vra, want baie mense, daar's 'n stigma dat as jy iemand op 'n vuil toilet sitplek sit of so, dat jy kan vigs kry en dit is glad nie waar nie. Okay, dan het ons sanitasie en higiëne. Onthou, 'n warm salon is die perfekte tuiste vir enige bakterieë om te versprei. Dit is hoekom hospitale altyd lekker koud is. Want die kieme, soos jy in die winter ook, jy loop stadiger, jy is nie lus om op te staan in die oggend nie, uit die bad uit nie, jy loop stadiger in koue plekkies. En in die hitte hol jy buite rond. Dan sanitasie beteken om skoon te maak met skoonmaakmiddels en water, byvoorbeeld as jy jou kamme in Dettol laat oplos, jy sit dit in die Dettol laat dit skoon word. Sterilisasie beteken om kieme dood te maak, byvoorbeeld met surgical spirits of alkohol of daai blou babesaad wat ek in my klas het. Dan kontaminasie beteken as infeksie versprei van een persoon na 'n ander. So jy contaminate one another. Oorsake van infeksie kan op 2 maniere plaasvind, direk en indirek. So direk is ek nies, ek hoes, ek raak aan jou of ek haal erg asem naby jou. So jy's naby my, ek sprei dit woeps direk na jou toe. Indirek is soos vuil toerusting, vuil handdoeke, nat vloere of houers met produkte of ou produkte in. So dit is vuil en jy weet dit nie en jy gebruik dit. Dit is ook hoe infeksie kan plaasvind.
Persoonlike higiëne, slegte liggaamsreuke. Weereens, bakterieë hou van warm kondisies. As jy warm en sweterig is, kan slegte liggaamsreuke ontwikkel. Dis nie 'n aangename reuk nie. Ek dink meeste van julle weet dit nou al. 'n Antiperspirant maak die sweetgaatjies kleiner sodat ons minder sweet. Jy moet daagliks bad of stort en 'n antiperspirant of deodorant gebruik. 0 en handhigiëne. Onthou, bakterieë groei onder jou naels. Maak gereeld onder jou naels skoon, was jou hande gereeld, gebruik handskoene om dermatitis te voorkom. Onthou, dermatitis is inflammasie van die vel. Dan skrob jou hande en naels met 'n skrobborseltjie. Gebruik handeroom dat jou hande sag en versorg lyk. Hierdie is ook belangrik, metodes van betaling, so jy kan betaal as jy, kom ons sê, jy het 'n haarsny gaan kry, dan kan jy of met kontant betaal, of met 'n cheque, maar cheques onthou werk nie meer nie, kaart, of jy kan dit EFT, jy kan dit direk deur die banke laat gaan. Die tipes kaarte wat jy kry is of 'n debietkaart, onthou die geldjies gaan dadelik af, of 'n kredietkaart, waar die geldjies eers aan die einde van die maand, hoef jy dit terug te betaal. Dan hierdie basiese haarstruktuur moet jy nou wel hopelik teen hierdie tyd ken. En daar is net 'n kort verduideliking van elkeen. Dan begin ons met die stilering van hare. Vingergolf, belangrik. Die definisie, dis die kuns om nat hare in golwe te kry, te vorm, deur jou vingers en kam te gebruik om 'n reeks S-vormige bewegings in die hare te maak. En dan knipkrulle is 'n krul wat deur 'n knippie vasgehou word terwyl dit geset word in 'n spesifieke posisie. As jy na die krulletjies kyk, die gewoonlike basis, 'n sirkel, dan hou die sirkel aan, dan teen die einde en die stammetjie. Die volgende bladsy, verskillende tipe setrollers, verhitterrollers. Onthou, dit is daai rollers in die klas wat jy inprop in die muur. Hy het soos klein ysterstaal pennetjie in die binnekant en die pennetjie word warm. Die rollertjie het ook die staal in die binnekant en dan sit jy dit daar binne en dan word dit warm, dan word die hele rollertjie warm. So in plaas van dat jy nou die hare moet blaas, sit jy hom daarin, hy word warm, jy draai hom vinnig in en jy wag vir hom goed om af te koel. Dan het jy 'n sponsie roller wat soos 'n sponsie lyk, soos jou skottelgoed was sponsie wat jy indraai. 'n klittenband of 'n velcro roller is daai wat soos velcro aan mekaar is, daai lekker, hy maak so klits as jy hulle uitmekaar uittrek. Dan het jy 'n lintkrullers wat ook in die klas is. Magnetiese rollers het magneetjies daar binne wat hulle bietjie nader aan mekaar vashou en 'n borselroller het die borseltjie binne-in. So onthou julle kan daai hele dingetjie uithaal. Dan weer die wetenskap van termiese stilering. Dit is 'n fisiese proses, nie chemies nie. So dit beteken as ek nou my hare termies stileer, onthou termies is ons maak dit droog met iets warm. Kom ek sê jy het krullerige hare en ons was jou hare en ons maak dit droog met 'n haardroër, dan gaan daai hare lekker reguit wees. Baie body, lekker reguit. So dan in daai proses het jy al die water uit die hare uitgehaal. Dit is hoekom hy dan so reguit is. Maar as dit net bietjie water kry, gaan daai hare weer begin krul. So dit is 'n tydelike proses, dis nie vir ewig nie. Dan die voordele en nadele van vlegsels. Nommer 1, onthou dit is 'n beskermende styl. Vlegsels beskerm die natuurlike hare teen weer, hitte en oormatige manipulasie. Nommer 2, lae instandhouding. Wanneer dit reg gedoen is, hou vlegsels lank en verg dit min aandag en daaglikse versorging. Nommer 3, bevorder haargesondheid. Dit verminder breek en gesplete punte, want die hare word nie elke dag gekam of gestileer nie. Veelsidigheid. Baie verskillende style beskikbaar, soos jy kan boksie vlegsels doen, cornrows, draaie, Franse vlegsels, daar is so baie. Tydsbesparing. Minder tyd word benodig vir daaglikse haarversorging en stilering. Dit bevorder haargroei, omdat hare nie voortdurend gespanne of geborsel word nie, kan dit beter groei, want dit rus bietjie.
Langdurige dra, vlegsels kan weke hou as dit goed versorg word. Kulturele en modewaarde. Vlegsels dra kulturele betekenis en is terselfdertyd 'n moderne modekeuse. Kreatiewe moontlikhede. Vlegsels kan versier word met krale, toue, kafs of kleure vir 'n unieke voorkoms. Beskerm teen hitte-stileerder. Dit verminder die behoefte aan reguitmakers, aan strydners, haardroërs en ander hittegereedskap. Die nadele van haarvlegsels. Dit kan spanning veroorsaak. So spanning is dit word te trek. As dit te styf gevleg word, kan dit pynlik wees en spanning op die kopvel veroorsaak. Risiko van haarverlies. Te stywe of te swaar vlegsels kan lei tot traction alopecia en dit is haarverlies by die haarlyn. Dit is tydrowend om te doen. Sekere style, veral die boksie of die mikrovlegsels, neem ure om te voltooi. Dit kan baie duur wees. Professionele vlegsels, veral met haarstukke of extensions, kan baie kos. Dan 'n swaar gevoel. Groot of lang vlegsels kan swaar wees en ongemaklik vir sommige mense. Onderhoud steeds nodig. Hoewel dit 'n lae instandhoudingstyl is, moet die kopvel steeds skoongemaak en geolie word. Dan dit kan breek veroorsaak. Indien dit nie reg verwyder word nie, kan vlegsels hare breek of knoop. Dis nie vir alle haartipes geskik nie. Baie dun of brose hare kan maklik beskadig word deur stywe vlegsels. Beperkte tydsduur. Vlegsels moet na sekere tyd, gewoonlik 4 tot 8 weke uitgehaal word en dan juk en irritasie extensions kan sommige allergiese reaksies veroorsaak. Dan wenke. So nommer 1, jy maak jou hare baie mooi skoon. Jy was dit, jy blaas dit. Jy maak seker ons geen koeke daarin nie. Dan smeer jy ligte olie of 'n bevochtiger aan om die droogheid en juk te voorkom. Nou as hy vlegseltjies soos baie styf sit, dan begin hy later bietjie juk. Dan moenie te styf vleg nie. Party mense vleg verskriklik styf, dat dit jou letterlik jy sit en jy wil huil omdat dit te styf is. So dit kan jou kopvel beskadig en dit kan haarverlies veroorsaak. Gebruik die regte produkte, gebruik 'n bevochtiger, gel of edge control vir netjiese afdelings en gladde vlegsels. Werk met klein netjiese sections. Netjiese seksies maak die vlegsels mooier en makliker om te onderhou. Gebruik beskermende tegnieke. Maak seker die punte is goed verseël met warm water, elastiek of draad afhangende van die styl. Kies die regte dikte en lengte. Pas die vlegsel aan by die kliënt se haartipe en voorkeur. Nie te swaar of te lank nie. Gee die kliënt rus. As die kopvel te seer is, stop of los die vlegsels losser. Versier met sorg. As jy krale, kafs of ander bykomstighede gebruik, moenie dit te swaar maak nie. En dan verskaf naversorgingsadvies. Raai die kliënt aan om die kopvel gereeld te olie, 'n satijn of sydoek te dra saans en vlegsels nie te lank in te hou nie. Okay, dan laaste is jou basiese vlegsels en onthou jy moet omtrent al hierdie in die klas gedoen het. So jy het jou gewone 3-string, jy het 'n Franse vlegsel, 'n Duitse of 'n Nederlandse vlegsel, 'n visstert vlegsel, koringrye, onthou dis cornrows in Engels of straight back, boksvlegsels, tou-draadjie vlegsels, 'n watervalvlegsel, 2-string draad, daai vlegsel wat jy ook 2 stukkies vat in 'n boksietjie en jy rol hom baie klein op. Dan 'n halo of 'n kroontjie of 'n stralekraans vlegsel, wat so een vlegsel is wat soos 'n engeltjie se dingetjie bo sy kop lyk. Dan 'n leertjie vlegsel, 'n deurtrek vlegsel, 'n kant vlegsel. Okay, oukies, en dit is die leerpapier. Baie sterkte. Jou toets gaan uit 55 tel en jy skryf 'n uur. Baie lief vir julle.